en ek sê broodjies. Jy's 'n liefling, daar's 'n reënboog in jou oë. Onthou jy nog die parkie en die trane in jou oë? Daar's 'n park in my tuisdorp ver weg van die stad se lawaai. Waar die kinders na skool in die middag kom speel en biljart. O, en eendag sien ek 'n klein dogtertjie in Kampioen. Met traantjies wat rol oor as vroeg gesiggie en ek sê spreekies, liefling, daar's 'n reënboog in jou oë. Sy sê ek wens ek kon my deur jou oë sien. Yes, dit is lekker om saam met jou te kuier. Ritmies met Etienne. Dis nou 'n hele paar jaar wat ons aankom en dis nou 'n hele tydjie wat ons nou al op hierdie manier met mekaar kan gesels en dan is dit natuurlik amazing om met lekker mense te gesels. Ons het nou al in die Boesmanland gekuier. Ons het nou al in Pofadder gekuier. Ons het nou al sommer in die studio gekuier en net met mense gesels oor stories van hoop, stukke goed wat saak maak. En hier loop ek en jy mekaar op die Bergrivier raak. Hoeveel jaar terug? 13 jaar. Hallo, is lekker om jou te sien weer. Was hy. En so sommer weer onder die kerk om kuier, Stein Fourie, heerlikheid, wat 'n blessing. Ek sal nooit vergeet het Johan Weskus vir my sê van die man wat hy wil hê ek moet ontmoet. Weird, nou sit ons dan gesels met mekaar die eerste dag op die Bergrivier. Ek weet nie so lekker van dit nie. En toe connect ons net. Ja, dit was 'n wonderlik. Ek onthou dit baie goed. Die aand daar by die funksie. Toe kom hy en hy sê nee, kom laat ek jou gou 'n great ou voorstel. En dis daai ek nou. Dis jy. Yes. Ja. Hy sê ek sê nee, okay, wonderlik, dankie en ontmoet jou en ons het so geklik dat hy naderhand weggestap en met ander mense gaan kuier. Ja. Ons het net lekker gesels. Dit was net wonderlik geweest. Ja. Nou as jy nie weet wie Stein Fourie is nie en ek glo jy weet wie hy is. Stein Fourie is sanger, skrywer, fenominale musikant, entrepreneur, besigheidsman, aankondiger, fasiliteerder, sameroeper. Hy het by ons by die kerk gesing die afgelope naweek en dis net lekker om connected te wees met 'n ou wat nie net alles lekker gehad het sy lewe lank nie. Ek meen kom ons weet mos waaroor gaan die lewe. Ja. Ons het 'n paar houe gevat. Maar net gou vinnig, nee, want kom ons sê per ongeluk is daar iemand wat na ons kyk en sê, maar ek weet nie regtig waar hierdie ou vanaf kom nie. Ek onthou Pennies op die spoor, dis maar hoe ek Pennies op die spoor, hy mannetjie wat op die treinspoor staan en sing hy en die pennies op die, dis Stein Fourie. En dis die ou wat na my mening die sang uitgebring het. Maar alles het nie in fame begin en geëindig tot waar jy nou is. Maar daai was Stef Kreer het hom geskryf. Ja, maar jy het hom gesing. Ek het hom gesing. Ja. Waar het jou lewe gedraai? Waar was die dinge, hoe het dit mekaar geraak? Want ouens wat ritmies kyk, Steina, is ouens wat soos ek en jy al houe gevat het in die lewe. Party ouens het opgestaan soos ek en jy. Party ouens het bly lê, ander ouens het 'n einde gemaak aan alles. En die gedagte van hierdie vinnige geselsie met jou en dankie dat jy tyd maak vir my by the way. Is uit en uit om vir ouens daar buite te sê, hey man, kom aan ons almal vat houe en ons moet maar net weer opstaan. Ja. Waar het jou dinge begin? Die ding is elke ou het 'n voor en 'n na Christus. Né? Nee? En soos ek het met 'n musikant gepraat eendag en ons doen 'n program by skole. En ek sê vir hom nee, jy sê my ou baie ouens word omgedop. As jy nie omgedop word met die Here nie, dan kan jy nie jouself change nie. Ja. Jy moet in die spieël vaskyk. Ja. En sien, ja, dit is eintlik wie ek is en dit is nie eintlik so hard nie. So I need to change this. En dis dan wanneer jy begin om saam met die Here jouself te verander. Maar hy sê toe, nee man, ek was nog altyd by die Here, altyd. Ek is van kleins af, ons het so groot geword in die kerk en alles. Maar ek weet. En ek sê toe niks nie want ek wil hom nou nie. Wie sê ek om nou te preach? Ja. En tye gaan verby en daar's 'n event wat gebeur by Bloemfontein. En daar waar die miljoen ouens gebid het vir reën. O ja, saam met hom Angus. Ja. En daar sê Angus, jy moet op jou knieë gaan en repent voor jy kan vra vir enige iets.
vir die Here, jy moet gaan skoonmaak. Pom, dop die Here om. Change sy hele lewe. Kom alles uit. Nagmerrie, maar dit kom alles uit. Daai ou is vuur warm vir die Here nou. Kyk, jy moet nie vir een oomblik dink dat as 'n ou jou laat omdop deur die Here, dat alles in jou lewe gaan net perfek wees nie. Moenie dink jy gaan die wind van voor af kry nie. Moenie dink jy gaan nie 'n koue skouer kry nie. Moenie dink jy gaan nie en by the way, moenie vir 'n oomblik dink jy gaan nie gegarra word deur ouens wat so saam met jou loop wat ook die Here dien nie. Ja. Dit is nie asof jy pa, ek het die melkglas laat val nie. Ag, is okay my seun, maar dankie dat jy my sê. Dis nie so nie. Nee. Hulle kyk of hulle vir jou pa kan gaan sê voordat jy by hom uitgekom het. Maar Stine, jy sing baie jare, né? Ek sing baie jare, ja. Van kleins af. Ek het begin sing in my pa se band. Ek was 5 jaar oud gewees, dan speel my pa 'n dansorkes, dan kom ek op vir my 2 tunes. Die een is As die skemer nader en die ander ene was Dit is droog in die Karoo. Okay. En dan dan ek so klein ouetjie en ek sing so lekker saam met die band en dan gooi hulle geld op die verhoog. Want my sussie altyd die geld gevat, my ouers sussie. Dan sy het die papiergeld gevat, hulle is niks werd nie. En net die eystergeld vir my gegee. Want hulle is meer werd. Hulle is baie meer werd. Yes, ja. En so het ek dan gaan slaap ek maar weer agter die speakers. Ja. Jol my paal weer. En toe ek bietjie ouer word, toe hy het 'n musiekwinkel gehad, dan staan ek agter die dromme. Dan kan ek nie sit nie want ek's te kort. En dan staan ek in Jolly Dromme as hy 'n orgel demonstreer vir my kliënte. Ja. Dan laat hulle die kind wat so speel en toe leer my pa my 3 akkoorde toe ek 8 jaar oud is op die gitaar. D, G en A. En toe love ek dit kwai. En toe het ek aanhou oefen. So ek ken nie die akkoorde. Ek's professioneel, maar in die sin van ek's goed en ek kry geld vir my talent. Ja. Maar ek weet nie wat ek doen nie. Ja. Kan dit vir jou sê? Jy doen dit net. Ek kan nie vir jou sê wat ek speel nie. Soos as ek nou saam met hierdie groot manne speel, dan al wat ek sê is okay, daar's die akkoord, sas hom vir my uit. Dan gaan hy op die klavier ping 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 pong 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 ging ging ging. Sê ag is maar dit. Dan sê ek so dankie want ek sit by die huis en ek hoor goeters en dan vorm ek 'n akkoord wat nie sin maak nie. As die ou dit kyk dan sê hy so ek weet nie wat is dit nie. Ja. En maar dan as hy dit speel dan sit maar 'n algemene akkoord. Maar dit was nie altyd maanskyn en rose nie. Jy het jou hoogtes gehad en jy het jou laagtes gehad. Jy het al alles gehad en jy het al niks gehad nie. Ja, jy weet 'n eenvoudige ding wat vinnig in my kop inkom is op skool as ek 'n sytamboer speler in die kadet. Daai tyd was die kadetorkeste massive geweest. Jy sal onthou, jy weet die drillpelotonne, skietspanne. Nou ek was begaafd geweest met die dromme en goeie. So op standaard 8 was ek hierdie ou wat op SA's almal staan en praat oor hierdie kort ouetjie wat so verskriklik speel. So obviously I'm going to win. Ja. Nee? Koppie, is daar. Yes, en ek is so goed en alles. En ag man, ek check nou die beoordelaars freak uit as ek speel en alles. So hier lees hulle die uitslae. Kom ek derde. Toe wen 'n beelspeler van 'n blaasinstrument. Dis die punte te mekaar. Toe verloor ek. Sure. Toe sê ek so, wat gaan aan? Almal kyk net na my en sê, wat gaan aan? Jy's die beste ou hierso. Joh, knip die Here my vlerke daar. En toe dien ek hom nog nie, nê? Ek het eers op 34 leer lief kry. Ja. En dit het in my kop gekom want daai harde hou om aarde toe te kom. Ek het sommer uit die band uitgegaan en alles. Ek het opgegee. Ek kon nie die vernedering was te veel. En die jaar daarna oefen ek toe so hard dat hulle nie al maak hulle 'n fout. Ek gaan oor die 100% hê. Ja. En toe wen ek, maar toe moes ek my les geleer het. Jy weet. Toe beteken die wen eintlik nie vir my so baie nie, want toe check ek die journey van die les van wat ek deurgegaan het. Was toe vir my baie belangriker. En toe is jy ouer en dan het jy allerlei goeters, so jy trou en jy's verlief en jy maak kinders en al sulke goed. En dan eventually dan stop dit. En ons het uitmekaar uitgeleef in ons huwelik en ons het sommer vinnig geskei. Ja. En dit was toe daar en ek het toe besef wel my kinders, my seun is 8, my dogter is 5 en ek sê veel van 'n pa nie. Want ek's 'n musikant. Ons is op die pad. Ons jol. Ons is konings. Jy weet, ons is we got it. En in die meantime, die belangrikste deel is jou vrou en jou kinders. So hulle het nou maar net vervreemd van my en so toe ek geskei het, toe besef ek maar iets is nie reg nie. En toe het ek 'n geweldige ervaring met God gehad in een aand. Ja. En wat my getiep het, verskriklik getiep het, maar ek het dit nie besef nie. Ek het eers
die week daarna toe ek my bestuurder vertel, hey, ek was in 'n kerk gewees en dit het gebeur. Ek sê, wat? Na die storie, hy so, jy het jou hart vir die Here gegee. Ek sê, vergeet dit, ek sien daar nie. Ja. Ek doen nie daai goed nie. Is nie haleluja ou nie. En ek sê, nee, kom ons jump in die kar, gaan ons daar pastoor toe. Vertel my storie. Hy sê, nee, God het jou geraak. Ja. Ek sê, nee, is nie so hou dit aan vir 'n week. En toe eventually, toe besef ek, miskien moet ek net die tools neersit en surrender. En ek sê toe, Here, okay, ek weet wat 'n gemors ek is. As jy okay is om my te vat, soos ek is, 'n wrak, help my, ek wil 'n beter man wees. En toe begin ek my journey om 'n beter pa te wees. Jy het 2 amazing kinders, jy het jou seun se naam Sean, en jou meisiekind, Nadia. en albei is musikante ook. Albei Baie Joel, begaafd. albei is musikante, hulle is begaafd, hulle is in die industrie. Hulle run ander mense se goeders en hulle Nice. rekord ander mense. Ek het nou by In die Bos. Ek was eintlik net 'n gas gewees by In die Bos Kunstefees omdat ek die verhoor al die jare bestuur het, 20 jaar. En ek het net saam gegaan om te sien want my sussie wat oorgeneem het by my, sy en my vrou bestuur die main stage. Ja. Dis massive, 40,000 mense en so 120 kunstenaars. En op die sekond, perfek. En my dogter, die kyk net verhoog. Sy is die seremoniemeester, sy run die bands, sy's backstage manager, sy's die manager van die hele tent. Sure. En dis jong mense, jy weet, dit is 27. Toe sê ek wil net, my seun doen die sound, hulle doen die sound van daai massive stages. Toe sê ek net so, wat 'n voorreg om 'n legend, my legacy, van hoe ek hulle groot gemaak het in hierdie wêreld. En hier perform hulle elkeen op hulle eie, soos wat hulle is. Hulle nie 'n pa se replika nie. Ja. Hulle is 'n identiteit op hulle self. En daar kry ek 'n meevallertjie, hier vra hulle my of ek nie, iemand val toe op 'n week voor die tyd en breek hulle been. Hulle kan nie sing nie. En hulle weet ek's daar. En dis toe RSG my bel en sê, hoor jy is by In die Bos, wil jy nie graag met ons gesels nie? Ek sê enige tyd, dit sal lieflik wees. En toe bel hulle my op kyk net stage, wil jy nie asseblief vir ons kom instaan, hierdie persoon is 3 shows, kom sing vir ons. Ek sê, ja, yes, wat 'n voorreg, my dogter gaan my aankondig. Ja. Wat 'n pa het daai legacy wat hy kan leef. En so In die Bos was vir my 'n absolute hoogtepunt hierdie jaar. Ja. En want ek was 'n artist gewees en ek kon my kinders sien operuit voor my. Maar om terug te gaan, toe besef ek nou ek is nou nie veel van 'n pa gewees nie en het ek 'n tweede kans in die Here en ek weet nie waar om te begin nie want daar's nie my boek wat jy van die rak afhaal om te sê how to be a good father. As jy so een. En nou obviously waar gaan 'n vrou ooit weer van my hou ook, jy weet. So toe sit ek nou al my aandag in die kinders in en toe het die Here my goeders geleer hoe ek groep A toe nou gemaak het met die kinders en vinnig het ons 'n tight driesam geraak. En toe ontmoet ek 3 jaar later my vrou, my huidige vrou in die Kaap, wonderlike Kaap. En ek was nie op pad om 'n girl te ontmoet nie. Ek het eintlik afgekom om na my ouer sussie te kom praat oor iets wat in die familie nie goed is nie. En die reception manager met wie ek altyd praat, is so vriendelik. Sy borrel net altyd uit. En my sussie sê nee, ek wil jou voorstel aan iemand. Ek sê nee, ek wil nie nou girls hê nie. Ja. Ek is nou so vry. Ja. Weet? Maar ek sal iemand ontmoet en dit is die reception manager.